Bokvleis is in 'n laboratorium getoets as die gesondste rooi vleis in die wêreld. Amerikaners verskillende soorte vleis in die laboratorium getoets. En bokvleis, skaap, bees, selfs kalkoen, vark, vleis het net uitgekom as die rooi vleis met die laagste cholesterol, hoogste proteïen, hoogste yster. En dit is ook die enigste rooi vleis waar die Hartstigting se stempel gekry het. Hy word bemark as 'n gesondheidsvleis. Maar hoekom sien ons nie bokvleis algemeen op ons winkelrakke nie? Ons het destyds begin om bokvleis op die winkelrakke te kry. En ons het met 'n kettingwinkelgroep geskakel en ons het 'n proef gemaak, 'n klompie bokke geslag, pakkies gemaak en dan op die etiket het ons dan gesit boerbokvleis en ons het ook die ontleding daarop gesit met die Hartstigting se stempel daarop. En omdat ons Suid-Afrikaners nou so gesondheidsbewus is, het daardie bokvleis gevlieg van die winkelrakke. Dit was baie gewild. Die eerste winkels wat die bokvleis bemark het was in die Kaapse metropool en daarvan het dit verder uitgebrei tot Pretoria, Johannesburg, selfs Durban. En dit was nie lank nie, toe kon ons nie genoeg bokke voorsien nie. Nou, dit is moeilik om bokvleis te voorsien, in die sin dat bokvleis het 'n baie goeie prys op die geloofsmark vir seremoniële doeleindes. En toe het ons na die kettingwinkelgroep toe gegaan en hulle gesê, maar luister, julle sal vir ons moet 'n premie betaal vir ons bokvleis, anders gaan ons nie genoeg vleis kry by die winkelrakke nie. En hulle was nie bereid om vir ons 'n beter prys te betaal nie. Hulle was bereid om vir ons 'n prys te betaal gelykstaande aan skaapvleis. En by die vervolg is, toe ons nou verder bokvleis soek, het die boere eenvoudig net ons gesê, hy verkoop waar die beste mark is, hy kyk na sy sak, en in die geval gaan hy dan nou nie sy bok aan ons verkoop nie, want hy kry dan op die tradisionele mark, seremoniële mark kry hy beter prys.